Bertie sy eintlik ook is en hoe lank hulle ook gebid het ook vir haar en hoe die Here ook op die regte tyd haar in hulle lewe ook kom plaas het. En ek wil sommer welkom sê aan al die families wat vanmôre hier so is, die oupas en die oumas, die ouma grootjie en oupa grootjie, waar so is hulle? Ek wil gou julle met my hand opsteek. Daar so sit hulle. Kobus en Tannie Letty. Yes, dit is 'n groot voorreg om so groot ouers ook so by mekaar te kan wees. Mag dit vir julle geseënde dag wees. Ook ander vriende en ander familielede wat ook hier is, mag vandag 'n spesiale herinnering saam met die families en elkeen van julle se lewens ook so wees. Daar's volgens net etlike afkondigings wat ek graag onder julle aandag ook wil bring. Ons kerkkantoor is nog gesluit tot die 4de Januarie ook toe. En daarna is julle ook welkom om die kerkkantoor te besoek as julle byvoorbeeld inbetalings wil doen of nog by almanakke gekry het hier. Die almanakke is hopelik reeds in die wyke uitgedeel. Julle is ook welkom om dit dan ook by die kerkkantoor te kry as julle dit nog nie ook sou ontvang het nie. En ek vra so ook vriendelik al die ouderlinge wat dalk nog almanakke by hulle huise het, dalk selfs pasyne, om dit asseblief ook vir ons so in die wyke ook uit te deel en te versprei. Ek kan altyd 'n reëling optrek waar iemand dit ook kan gaan afhaal. En dan wil ek sommer net baie dankie sê vir almal wat moeite doen om so Sondagerediens by mekaar te sit. Verg nogal groot moeite en ek wil sommer aan die einde van die jaar, dit gaan nou my laaste preek vir hierdie jaar wees, is 'n snaakse gevoel. Ek wil sommer net baie dankie sê vir ons IT en erediensspan, vir Phyllis wat daar voorsitter is. Dankie vir die manier wat julle voorvat. Jacques, jy wat elke Sondag so bereidwillig is om voor die kamera te beman en so ons lidmate in staat te stel om ook so na die erediens te kan luister. Baie dankie vir jou moeite en insette daar rondom. En dan ook ons kosters, ons skriba, gaan so baie reëlings agter die skerms aan. Baie dankie aan elkeen van hulle ook om so diens ook vir ons moontlik te kan maak. En dan wil ek so ook vir julle uitnooi, ons oujaarsdiens gaan hierdie komende donderdag ook wees om 6:00 die aand. Ek wil julle vra om asseblief die webskakel wat ons ook gaan uitstuur, dat julle weer ook getrou sal registreer ook daarvoor. Dit maak dit baie makliker dat dit soggens lekker vinnig vloei as julle hier by die kerkgebou aankom, om baie makliker ook julle sitplekke hier ook so te kan kom inneem. En dan is ek bewus in die gemeente van 'n klompie lidmate wat ek weet positief getoets is rondom die COVID-19 pandemie en ek wil sommer net vra dat ons spesiaal vir hulle sal bid. Ek weet ook van baie wat ook ander familielede het wat ook positief getoets is. Kom ons bid vir die Here se uitkoms, sy ingryping. En kom ons wees verantwoordelik soos ek aan die begin van die diens ook gesê het dat ons maskers sal dra en mekaar ook so ook veilig sal hou. En elke keer as ons ook so bid vir hierdie pandemie en die uitkoms, kom ons dink om besonder aan ons gesondheidswerkers, ons dokters, ons verpleegsters, ons hospitaalpersoneel, die aptekers, elkeen van hulle, kom ons dra hulle spesiaal aan die Here op. Ons weet hulle is die heel naaste aan die gevaar. Kom ons bid dat die Here se hand van bewaring oor hulle sal hou. En ons sê ook dankie vir die Here vir die opofferings wat hulle bring, want hulle bring groot opofferings, deurdat baie van hulle nie in hierdie Kersfeestyd by hulle families kon wees nie om daar vir ander ook te wees. So kom ons sê vir die Here ook dankie vir die offers wat hulle bring en die Here ook vir hulle ryklik ook daarvoor sal vergoed. Dan is ook heelwat lidmate wat tans behandeling ook vir kanker en ook ander gesondheidsuitdagings ook ontvang. Ek weet ook van 'n paar lidmate wat ons gaan vir operasies in die komende dae en van die operasies is ook nou weer uitgestel. En sien hierdie tweede opkurwe of die tweede toename in die COVID-19 pandemie. Kom ons bid vir hulle en kom ons bid dat die Here hierdie lidmate die nodige krag en sterkte ook so sal bly gee. Nou wil ek vanmôre sommer hoor, ons is nog gelukkig lekker min in die kerkgebou, maar is hier so dalk enige verjaarsdag, enige persoon wat dalk vandag of in die week 'n verjaarsdag vier vanmôre in die erediens. Ons kyk ook huweliksherdenkings, iemand wat in hierdie tyd dalk 'n huwelik herdenk, iemand in die nuwe week ook nie, geen persone. Dan kom ons kyk, besoekers gaan hier seker nou heelwat wees met ons doop vanmôre. Dries, maar ek dink die besoekers, as dit dalk jou eerste keer in die gemeente is in Montetjie, dalk was julle al meer as een keer hier. As jy dan so 'n paar besoekers wat hulle eerste keer hier is, so maar net 'n boekmerkie ook as 'n aandenking aan
aan hierdie spesiale dag, ook waar julle gekom het ook vir die familie se doop vanmôre, vir Luna Marie se doop. Baie welkom aan julle, dat ook hier vir die eerste keer is, en mag julle ook die Here se liefde en sy teenwoordigheid vanmôre ook hierso, so saam met ons beleef. Baie dankie, Andries, vir die uitdeel. Soos ons sit, die laaste tyd het ek nogal baie die inisiatief geneem dat ons net 'n oomblik stil word, so biddende voor die Here sal wees, en ek wil dit weer doen. Ek gaan dit nou 'n instelling maak vir Sondag. Ons is so gejaag as ons kerk toe kom, ons is so gejaag, dat ons net 'n oomblik so stil voor die Here ook sal raak. Kom ons word so stil. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis in, of ek oorbly. U bepaal. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. U weet hoe oorweldigend. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om die Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel? Is U daar? Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei U hand my. Waar hou U regterhand my vas? Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek of die lig rondom my om 'n nag te verander. Vir U is selfs die duisternis nie donker en die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. Hy het my gevorm. Hy het mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Geliefdes, in hierdie Kersfeestyd, dink ek is ons almal vol verwondering oor God se groot liefde. Dat hy gekies het om na hierdie aarde toe te kom, na hierdie aarde wat vir ons nou nie 'n ideale plek is nie, maar dat hy gekies het om na hierdie aarde toe te kom, om sy lewe vir my en vir jou te kom aflê. Dit het hy gedoen omdat ek en jy so kosbaar is vir hom. Hy wil nie hê dat een enkele mens verlore ook moet gaan nie. Hy het ons so sorgvuldig gemaak soos ons sopas gehoor het. En hy wil graag vir ons op ons lewenspad kom sorg en ook kom seën. Kom ons loof hom hiervoor. Jy vanmôre ook so staande saam te sing, lied 184. Ons gaan saam sing vers 1 tot vers 3 van lied 184.
is dit belangrik dat ons 'n klompie dinge moet weet, en ons hele hart dit ook moet glo. Nou ons word gedoop omdat die Here verbond van genade met ons, en ook met ons nageslag ook gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het hy gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here toe die besnydenis en die Paasmaal as tekens gegee dat die verbond ook geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en 'n finale wyse ook bevestig. Teken en waarborg dat hy die doop en die nagmaal ook vir ons gegee. En die Here Jesus het voor sy hemelvaart aan sy disippels ook die opdrag gegee. Gaan dan na die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle ook beveel het. So die Here om verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ook so vir ons te seën. En dan van ons vereis hy om my dankbaarheid en ook uit gehoorsaamheid te bly dien. Daarom beteken die doop deur die drie-enige God, die Vader, Seun en die Heilige Gees ook vir ons die volgende. Beteken dat ons en ons kinders wat as sondaars in die wêreld op ingekom het, slegs in die koninkryk kan inkom as ons opnuut gebore word. Beteken dat ons en ons kinders verbind word aan Christus, dat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Beteken dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is. En dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak sal word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God kan lewe. Beteken ook dat die doop 'n seël is in die inleiding in die kerk van Jesus Christus. Dit verplig ons om as lewende lidmate te gaan leef. Dit vra ook van ons dat die Here ook daagliks al hoe meer deur ons lewens ook na vore ook sal kom. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur sy genadeverbond en dit maak ons ook bewus van die vaste grond waarop ons geloof op berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos wat hulle groot word van die eise en ook die verpligtinge van hierdie verbond in te lig. Vir hulle voorbeeld te wees en die uitlewing ook hiervan en ook hulle op te roep tot 'n toeëiening van al God se beloftes. Nou dat ons gehoor het op vanmôre wat die doop ook vir ons ook beteken, is dit nou ook vir my groot voorreg om ook nou vir Jacques en vir Marlies enisin vorentoe te kan nooi om ook die doopbelofte van môre voor die Here en ook sy gemeente hier teenwoordig ook te kom aflê. Nooi vorentoe dan vir Jacques en Marlies. Hulle kan so hier in die middel by my kom staan. Jacques en Marlies, julle het sopas gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ook ons kinders kom waarborg. En om seker te maak dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie, vra ek julle om opreg op die volgende vraag van môre te antwoord. Ek stel die vraag gesamentlik aan julle en gaan julle daarna vra om daarop te antwoord. Ten eerste, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is, en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van verlossing ook is. En dan ten derde, beloof julle om hierdie kind, van wie julle ook die ouers is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Jacques en Marlies, wat is julle antwoord? Dan is dit vir my 'n groot voorreg om te vra dat Jacques, jy vir Luna Marie gaan inbring
terwyl sy ingebring ook gaan word, ek wil vra dat ons as gemeente ook so saam sal sing, lied 293, ons sing daar vers 1 tot vers 3. Ek het ook gesê, ek gaan die families ook vorentoe nooi, dit is ook 'n spesiale geleentheid, die wat graag wil kom voorstaan, ek gaan dan vir ons as familie net so 'n gebed doen, die families wat graag voorby hulle wil kom staan is welkom om nou vorentoe te kom, as julle hier wil kom staan. Vir al die oupas en die oumas. Liefdes, kom ons maak net so die oë toe en kom ons dra hierdie pragtige dogtertjie ook so aan die Here op. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie besonderse geleentheid wat ons het om vir klein Luna Marie, Here, hierdie kosbare tekens te kan gee, dat sy behoort aan God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Here, ek is so dankbaar vir dit wat ouers met my gedeel het, hoe sy letterlik van U afgebid is. Dankie vir hierdie stukkie vreugde, wat sy kom toevoeg, ook in hierdie familie, Here. Here, ek bid sommer dat U besonder vir hulle elkeen sal seën en hulle sal gebruik en die groot maak ook van hom. Ons weet, Here, ons woon tans in 'n moeilike wêreld en daarom kom sê ek dankie. Dankie vir ouers, vir Marlies en Jacques wat bereid is om hulle dogtertjie vir U te gaan grootmaak. En ek bid, Here, dat Julle ook sal bystaan. Ek bid ook vir die oupas en die oumas, al die ander families, elkeen van hulle, Here, dat Julle sal seën en sal sterk maak ook in hierdie belangrike opdrag ook, Here. Hou U hand van bewaring ook so oor hierdie gesin. Here, vou hulle styf toe in U liefde. Ja, Here, seën hulle ook, elkeen volgens U volmaakte wil. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Amen. Ek gaan dan ook nou die doopbybel ook aan die familie ook oorhandig aan Jacques en Marlies, en ek wil vra dat ons ook 'n lied nou ook sal sing, ook vir hulle, ook 'n dankseggingslied ook vir hierdie besonderse geleentheid. Ons gaan saam sing lied 292, ons sing saam vers 1 en vers 2. Skriflesing van vanmôre kom uit Matteus 1, en daar vir ons voorlees vers 18 tot 24, maar voordat ek dit vir ons lees, kom ons buig net so die hoofde en ons vra dat die Here ook hierdie woord met elkeen van ons sal kom spreek. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om in 'n moeilike tyd steeds by mekaar te kan kom as u gemeente. Ons sê dankie ook vir hulpmiddels tegnologie, ook die internet om ook by ons huise selfs, ook hierdie diens ook te kan volg. Here, hierdie gemeenskap van gelowiges is iets wat ons nie kan beskryf nie, om so saam te kan wees. En Here, ek bid dat U vir ons 'n uitkoms gaan bring in hierdie moeilike pandemie tyd, dat ons weer so saam as familie in U huis by mekaar kan kom. En dankie Here vir hierdie stuk gemeenskap wat ons vandag ook kan ervaar. Dankie Here dat U Heilige Gees ook vanmôre hier is. Dankie vir dit wat ons vanmôre ook weer opnuut, ook deur die doop ook kon beleef. Here, dat U mense kon kies. Mense kon kies uit hierdie hele aarde. Here, daar's nie een mens wat U nie begeer nie, Here. U begeer dat elke mens in 'n verhouding met U sal lewe. Here, daarom kan ons met vrymoedigheid babietjies doop. Waarom kan ons eintlik met vrymoedigheid enige mens op hierdie aarde doop? Want Here, U het alle mense lief. U het nie voorkeur nie. U het nie wit broodjies nie. Here, ongelukkig weet ons nie almal kies U nie. Here, en daarom kom sê ek dankie. Dankie vir gelowige ouers vanmôre wat kom beloof dat hulle hierdie pragtige dogtertjie vir U gaan grootmaak. Ek bid ook Here dat ons elkeen sal seker maak, Here, dat ons lewens reg is met U. Dat ons so naby aan U leef as wat ons moet. Here, dankie vir die besondere feestyd waarin ons nou is. Dankie dat ons Vrydag, Here Jesus, die geboorte ook kon vier. Here, herinner ons daaraan dat U ook elke dag ook so saam met ons is. Here, ek bid om besonder vanmôre vir so baie mense wat groot uitdagings ervaar. Here, ek bid dat U hulle gaan bystaan, dat U hulle die nodige krag en sterkte sal gee. Here, ons bid in besonder op U uitkoms rondom hierdie COVID-19 pandemie en
Ons bid hom spesiaal vir hulle wat so kwesbaar is, en besonder ons gesondheidswerkers. Here, ons bid dat U hulle veilig sal bewaar, Here, dat U hulle die nodige krag en sterkte vir hulle werk ook sal bly gee. Here, dankie vir U Heilige Gees wat in ons woon, daar is om ons sterk te maak. Dankie vir U woord. Dankie dat ons daaruit kan lees, en elke keer ook 'n boodskap van U kan ontvang. Bid ook, Here, dat U ook vanmôre, so deur die Heilige Gees, deur my as leraar, en deur die kosbare woord, met elkeen van ons ook 'n ontmoeting sal hê. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Lees vir ons Matteus 1 vanaf vers 18, dit kom uit die nuwe direkte vertaling wat hierdie jaar gepubliseer is. Julle kan hom ook so op die skerm saam met my ook volg. Die geboorte van Jesus Christus het so gebeur. Toe Maria, sy moeder, reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het, het dit geblyk dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. Omdat Josef haar man wetsgetrou was, maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. Terwyl hy daaroor nagedink het daar 'n skielike engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun, en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dit het alles gebeur, sodat wat die Here deur die profeet gesê het, vervul kon word. Kyk, die maagd sal swanger word, en aan 'n seun geboorte gee, en hulle sal hom Immanuel noem, wat as dit vertaal word beteken, God is met ons. As dominee, kry mens soms nogal snaakse vrae van jou lidmate. Dinge waaroor mense wonder. Dinge wat nie in die Bybel vir ons beskryf word en ordentlik verduidelik word. Vrae wat ek al gehoor het is, nadat Adam en Eva geskape is, waar het die ander mense vandaan gekom? Waar het hulle kinders, vrouens gekry om mee te trou? Nadat Eva geëet het van die vrugte van die boom van lewe in die middel van die tuin, het sy ooit weer vrugte geëet. Maar het Jona in die maag van die vis was, ja, het hy weer vis geëet, maar daai ontligtering, is so 'n bietjie dominietjies gesê. Ja, dis dalk snaakse vrae wat ons soms oor die Bybel vra, as ons iets raak lees wat ons nie mooi ook verstaan nie. Maar is nie altyd 'n duidelike antwoord op dit. Ek sê baie keer die Bybel is soms soos 'n heining waardeur ons kyk met 'n klompie gate in ons sien net dele, of dalk miskien meer soos 'n sleutelgat wat ons 'n deur oopsluit waardeur ons loer. Ons sien net so 'n stukkie van God. Of dalk is die Bybel miskien meer soos 'n fotoalbum. Foto's van mense in die Bybel se lewens, hulle pad en hulle wandeling ook saam met God. Net 'n klein blik op dit daarvan. Die Bybel gee nie altyd vir ons in diepte antwoorde op alles nie. Dit vertel ons ook nie altyd verder die verhaal van die mense van wie ons lees nie. Ons weet byvoorbeeld nie wat geword het van die besetene van Gadara nadat hy gesond geword het. Ons weet nie of hy huis toe gegaan het en sy huismense ook gelowiges geraak het. Ons nie rekord daaroor nie. Nadat Jesus hemel toe gevaar het, wat het geword van sy disippels? Ja, daar is geskrifte wat ons so 'n bietjie agtergrond gee. Ons leer so 'n bietjie uit Paulus se verhale, so 'n bietjie stuk geskiedenis rondom van die disippels, maar ons weet nie presies wat ook van hulle elkeen ook geword het. So kan 'n mens ook wonder rondom verskeie sake rondom Jesus se geboorte, wat ons ook Vrydag ook gevier het. Wat het geword van daai herbergier? Hy wat nie vir Josef en Maria blyplek wou gee. Hy die Jesus kind waarlik leer ken, sy verlosser. Ons weet nie.
Wat het geword van die sterrekykers? Sterrekykers waar daar was, het hulle verder gegroei in hulle geloof van dit wat hulle daar gesien het. Ons weet ook nie wat van die skaapwagters ook daar ook geword het nie. Ons wonder selfs ook rondom Jesus. Hoe het sy kinder daar verloop? Want na Jesus se geboorte, die eerste keer dat ons weer van hom lees is, wanneer hy reeds 12 jaar oud was, wanneer sy ouers gegaan het om by die tempel ook te gaan aanbid, waar die skrifgeleerdes verstom staan oor Jesus se kennis en sy insig rondom God se woord. Dit is alles sake waarvan ek en jy nie veel weet nie. Net so weet ons ook nie baie van Jesus se pa nie. Ons weet nie veel wat van Josef ook geword het. In die Kersfeestyd preek ons graag oor Jesus se geboorte, ons preek selfs oor Maria en oor die sterrekykers en die herders. Maar ons hoor nie so baie van Josef. Dit is amper asof ou Josef net 'n voetnoot aan in die verhaal is, en dit is tog nie so nie. Het 'n bitter belangrike rol in Jesus se lewe gespeel. Hy was 'n aardse vader vir God se seun gewees. Eers hoe Josef die verloving verbreek, toe hierdie nuus ook gekry het dat Maria ook swanger is. Toe die engel gekom en hom kom oortuig om steeds met Maria ook te trou. Daarna is Josef gehoorsaam, hy vat Maria van Nasaret af, hy vat haar na Bethlehem toe vir die volkstelling, en daar word Jesus ook gebore. Behalwe vir hierdie aanleidings in die woord, is daar niks verdere beskrywings van Josef, van Jesus se pa nie. Vir sy lewe, en ek kan jy maar net wonder, ons weet wel dat hy 'n timmerman is, een wat met hout ook kon gewerk het. Maar kom ons dink vanmôre so 'n bietjie oor Josef. Ek wil graag hê dat ek en jy vanmôre onsself in sy skoene kom sit, veral rondom die Kersfees gebeure. Wat dink jy het Josef gedink toe Maria geboorte aan Jesus gegee het? Daar in daardie stal, in 'n krib waar Jesus neergelê is. Het hy by homself gedink? Miskien het hy homself daaroor verwyd. Dis nie hoe hy beplan het hoe Jesus gebore moet word. Ek dink geen pa sou begeer het dat sy kind so gebore moet word. Nog minder koning van alle konings, God se seun. Ek dink Josef sou al 'n bietjie verwyte gehad het waaroor dat dit die manier is dat God se seun in hierdie wêreld sou inkom. Ek dink hy sou graag by die huis eerder wou gewees het. Eerder in Nasaret, was sy familie ten minste daar. Miskien sou hy graag wou gehad het dat Jesus dalk eerder in die tempel gebore word, sodat daar 'n klomp mense bymekaar kon wees en dat hulle dalk met 'n handige klap die verlosser se geboorte ook kan vier, dat Maria dalk daarna ook kon gaan rus het. En miskien is dit eerder hoe Josef Jesus se geboorte ook verwag het. Soos wat dit gebeur het in daardie stal, dit lyk net nie reg nie. As ek en jy daarna kyk en daaroor dink, dit lyk nie reg dat Jesus so gebore kan word nie. Ek dink nie dis hoe ek en jy dit voorgestel het nie. Ek dink ook nie dis hoe Josef dit sou wou gehad het. Ook sou Nasaret 'n veel beter plek gewees het, want dit was die bekende. Daar het Josef gewoon, het 'n ondersteuningsnetwerk gehad. Maar daar in daardie stal is alles so primitief gewees. Daar was nie eers kussing vir Maria gewees om op te kon rus nie. Ek dink Josef het dalk verwyte gehad. Maar dalk ook nie. Het kan ook wees dat Josef miskien Jesus se geboorte heeltemal anderste beleef het, as wat ek nou so pas opgesom het. Miskien het hy dalk eerder gesê, Here, die geboorte van Jesus het ek op 'n heeltemal 'n ander wyse verwag. Ek weet hierdie Christuskind is nie my kind.
dit is u kind. Daarom aanvaar ek hierdie pad wat u met ons loop, ook as u pad. En miskien is dit dan, wat die Josef ook gedink het. Daarom was hy bereid om Bethlehem toe te gaan, want hy het geweet, God is saam met hom, en hy moet gehoorsaam wees. Gehoorsaam wees in die eerste plek aan die wetgewing van die dag, dat die sensusopname geneem moet word, en hy moes maar glo dat dit God se pad ook met hulle is. En miskien is dit dat Josef dalk 'n stuk vrede gegee het, dat God saam met hom is, ook op hierdie vreemde, onsekere pad, wat hy ook loop. Miskien hy, wat 'n timmerman was, het al besef, dat hierdie kindjie, hierdie werkstuk, is nie sy nie, dit is God se. Josef het baie moontlik op een van hierdie twee wyses gereageer. Moontlik negatief, soos ek net nou uitgelig het, negatief vol vrae en verwytend, of dalk positief vol geloof, sonder enige verwyting. Ons weet nie presies nie, maar een van hierdie twee opsies sou definitief die realiteit gewees het. Ons geen geskrifte of dagboek oor Josef se gedagtes of sy verdere handelinge nie. Dalk is dit ook goed so. Ek en jy vanmôre as 'n bietjie verder ook kan dink in onsself en in die Josef se skoene kan plaas en kan dink hoe hy ook gewonder het oor alles wat om hom afspeel. Dat God se plan en God se pad is. Ek dink ons almal het ook al so gewonder. Ek dink ons wonder ook nou, wat is God se pad? Wat is God se plan in hierdie COVID-19 pandemie en hierdie moeilike wêreld waarin ons nou is? Ons wonder wat wil God hierdeur bereik en wat wil hy vir ons kom sê? Daarom is dit so belangrik dat ons bereidwillig moet wees om te luister. Dat ons by God moet uitkom. Dat ons moet tyd maak om te hoor wat hy waarlik vir my en vir jou wil kom sê. Dat ons sal seker maak dat ons op God se pad is. Nie op ons eie pad. Nie op die pad van ons land en ons regering nie. Maar op God se pad. Wat hy gedoen wil hê in hierdie wêreld. Waarvan moet ek en jy ook seker maak. Dat dinge loop nie soos wat ek en jy dit beplan het. Ons het dit veral hierdie jaar 2020 leer ken. Ek dink al ons planne, ons nuwejaarsvoorneme, ek dink bitter min van dit het hierdie jaar gerealiseer. Ons toekoms lyk onseker. Ons almal se lewens is bitter erg ontwrig. Ons is ontneem van so baie onsekerhede. Sekerhede het deel geword van my en jou lewe. Ons weet nie wat in die nuwe jaar op ons wag. En ons het ook baie seer gekry. Familielede van ons het siek geword. Van ons het al geliefdes in die dood afgestaan. Huwelike het seer gekry, werke is verloor. Ja, ons toekoms is meer onseker as ooit tevore. Miskien is dit oukei. Miskien is dit oukei dat ons dit vir 'n slag besef. Want was die toekoms al ooit seker? Die toekoms was nog nooit seker. Dit is nog altyd in God se hande. Ek dink die Here roep ons hierdie jaar op om dit opnuut raak te sien. Dat ons toekoms in sy hande is. Dat ons toevlug tot hom ook sal neem. Almal van ons weet hoe dit is om in donker tye te beland. Ek dink ons almal het al in 'n donker vertrek ingestap. Ek dink ek het al hierdie voorbeeld al gebruik. Dit is 'n snaakse gevoel. Wat is jou eerste instink as jy so in 'n donker vertrek instap? Jou eerste impuls is om te soek vir lig. As jy in 'n donker vertrek instap, en is nou nie noodwendig jou huis nie, is jou begeerte om te bly rondtas totdat jy die skakelaar vind. Om daardie lig aan te sit, dat daai kamer tog net verlig kan word. En ek dink dit is spreekwoordelik hoe ons ook nou besig is. Besig is om half in hierdie donker tye
rond te tas, en hierdie lig te vind, en dit aan te sit. En die wonderlike is, die lig is daar. Die wonderlikste is, die lig het aarde toe gekom. Die lig het aarde toe gekom, en Jesus Christus, wat vir my en vir jou ook gebore is. Ja, dit is die wonderlikste wete, dat hy vir ons ook aarde toe gekom het. In hierdie donker wêreld, dat ons kan weet, dat ons uitkoms nooit te ver is, dat dit binne bereik is. Al wat ons moet doen is, om soms dalk net so rond te sien, dalk miskien 'n bietjie rond te tas in die donker, en hierdie lig te vind. Dit is daar. Ons vind dit in die eerste plek in God se woord. Ons vind die lig ook in die Heilige Gees wat in my en in jou is, om jou te lei, ook in hierdie donker tye waarin ons ook bevind. Ek dink almal van ons het al soos 'n Josef gewonder, dalk ook met vrae gesit. Ja, dalk sit jy ook vanmôre ook so met vrae oor dit wat in jou lewe aangaan. Miskien wonder jy ook, hoe gaan jy deur dit kom? Dan moet ons doen wat Josef gedoen het. Wat het hy gedoen? Josef was in die eerste plek gehoorsaam gewees. Hy was gehoorsaam toe die engel gekom het, en hy vir hom geroep het, en gesê het om met Maria ook te trou. Hy was gehoorsaam toe die Maria ook aan hom verduidelik het, dat sy die verlosser saam met haar dra. Is gehoorsaam om haar te versorg, so goed as wat hy ook kon. Josef was gehoorsaam om nie die verloving met Maria te breek nie. Ja, kom ons wees eerlik, dit sou die maklikste uitweg ook gewees het. Interessant, ek weet nie of julle opgetel het nie, maar die direkte vertaling gebruik die woordjie skei, as hy praat van 'n verbreeking van 'n verloving, is iets niets wat bygevoeg is. In die Bybelse tyd, as jy verloof was dit amper reeds so goed, asof jy getroud was. Tog het jy nog nie by die meisie ook geslaap, hulle het nog maagdelik verkeer met mekaar. Maar tog was Josef gehoorsaam, nie daai band van die verloving, met haar te gaan verbreek. So eintlik vir hom baie makliker gewees het, want almal sou snaaks na Josef gekyk het, maar Maria, voor hulle huwelik, reeds swanger was. Hy sou dalk sy besigheid moes toemaak, en hy sou dalk moes wegtrek. Die pad van vernedering oor hom gekom het. Hy het gekies om hierdie moeilike pad te stap, in gehoorsaamheid aan die Here. Geliefdes, ek dink, die Here soek vandag ook na sulke Josefs. Mense wat bereid is om gehoorsaam te wees. Gehoorsaam te wees aan dit wat die Here van hom of haar ook vra. Mense wat glo dat God nog in beheer is. Al kyk ons om ons en ons sien duisende redes raak, hoekom ons kan glo dat God nie meer in beheer is nie. Dat ons nogtans soos Josef sal glo, dat God steeds 'n pad, steeds 'n plan het. Met alles wat in hierdie wêreld gebeur, alles wat in my lewe ook gebeur. Mense wat glo dat God nog die lewe in hierdie hele wêreld in sy hande veilig vashou. Dit is wat God vandag sê. Sulke Josefs in hierdie wêreld. Gewone mense. Josef was net 'n timmerman, iemand op wie ek en jy dalk miskien vandag sal neersien. Gewone mense wat net gekies het om in die Here gehoorsaam te wees. So kom roep hy ook vir my en jou. Net gehoorsaam om in hierdie wêreld te bly dien. Is ons bereid? Is ons nog bereid om so gehoorsaam die Here te bly dien? Om te vertrou in onsekere en in 'n moeilike tyd. Ek hoop jou antwoord is saam met my 'n definitiewe ja. Ons bereid is om saam met die Here hierdie moeilike en
ook hierdie onsekere pad, ook te gaan aanpak, en aan te durf. Almal van ons gaan die moeilike tyd. Ek is seker, elkeen van ons wat hier sit, het ons uitdagings. Kom ons wees gehoorsaam. Kom ons sien raak hoe God deel is van ons lewens, by op ons lewenspad, self saam met ons is. Ja, al bevraagteken ons somtyds, kom ons sien raak hoe God ook antwoorde kom bied op ons vrae. Ook nie noodwendig soos ons het verwag nie, maar dalk op ander wyse. Josef het nie verwag dat Jesus, verlosser van die wêreld, so gebore sou word in 'n stal. Maar daar het die grootste geskenk in die wêreld toe gekom. Ja, jou uitkoms, jou verwagting wat jy in die Here het, gaan dalk ook op 'n ander manier kom as wat jy verwag. Dan mag jy dit raak sien. Mag jy die Here daarvoor loof en dank. God se seun is vir my en vir jou gebore. As ons die vraag gee God nog om, maak ons nog vir God saak, en is die antwoord 'n definitiewe ja. Ja, deur daardie babatjie van Kersfees, Here Jesus Christus, vir ons gebore is, en deur die kind van Kersfees is my en jou sondes vergewe. Deur die kind van Kersfees is my en jou naam in die boek van die lewe geskryf. Deur die kind van Kersfees is die dood vir my en jou oorwin. God het nie net deur Jesus in die wêreld gekom nie, maar hy het in ons wêreld gekom. Kom ons onthou dit. Ons is nie alleen in ons omstandighede. Ek sluit af met die mooi woorde wat ek gelees het van Matteus 1 vers 23 wat so mooi sê. Kyk, die maagd sal swanger word en aan ons 'n seun geboorte gee. En hulle sal hom Immanuel noem. Want as dit vertaal word beteken, God is met ons. God is met Luna Marie wat ons vanmôre gesien het. God is met my. God is met jou. Elkeen van julle wat hier sit, elkeen wat luister by die huis, hierdie boodskap. Immanuel, God is met jou. Amen. Kom ons bid so saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie afgelope week die geboorte van die Seun Jesus Christus kon vier. Here, daar is so baie dinge wat ons nie verstaan nie. So baie dinge waaroor ons wonder. Here, hierdie wêreld is uitdagend, dit is moeilik. Here, dis nie net hierdie COVID-19 pandemie wat ons uitdaag nie, maar ook ander omstandighede. Here, dalk ook huislike omstandighede. Here, huweliksuitdagings, Here, kinders wat van hulle ouers vervreemd is. Here, swak verhoudinge tussen broers en susters. Here, dalk 'n siekte in ons liggaam. Daar is so baie uitdagings, Here, daar buite. Dankie, Here, dat U dit ken. En ja, Here, al voel dit vir ons asof ons nou in hierdie moeilike tyd so in die donkerte besig is om rond te tas. Here, gee ons die geloof om te weet dat U lig waarlik daar is. En die lig het na die wêreld toe gekom. Het ons Vrydag gevier. Laat dit altyd op ons gedagtes en in ons harte wees. Dankie, Here Jesus, dat U aarde toe gekom. Dankie dat U lewe aan die kruis vir ons af te lê het, sodat ons sondes daar vergewe kon word. Dankie, Here Jesus, dat U op weer opgestaan het uit die dood, en so vir ons die dood ook oorwin het. Dankie, Here, dat U Immanuel is. God met ons. God met ons in al ons omstandighede. Goed en sleg. Tye van vrae en tye van onsekerhede, ook in tye van vreugdes. Here, laat ons U altyd so beleef. En laat ons soos die Josef
gehoorsaam aan U bly en U vertrou vir die pad die met elkeen van ons loop. Dra ons ook in hierdie nuwe weke, ook in die nuwe jaar wat ook vir ons voorlê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons offergawes gaan vanmôre ook weer so by die Here ook opgeneem word. Julle is welkom om dit weer so in die koevertjie ook te plaas en soos wat julle uitstap en dan by die Here ook so in te gooi. Ek wil vanmôre vir julle 'n stukkie goeie nuus ook gee. Goeie nuus wat ons met Kersfees ontvang het. Ons verlosser is gebore. Die antwoord op al ons lewensvrae wat ons eintlik het ons gevind. Ons kan lewe met sy liefde, met die vreugde van sy geboorte. Jesus is en bly ons ware vreugde al. Kom dan tye van verwondering, tye wat ons soos 'n Josef wonder of dit dalk God se plan is. En die beste is, niemand kan hierdie vreugde wat Jesus in ons lewe plaas van ons wegneem. Nie ander mense nie dit wat hulle aan ons doen nie die siekte nie die dood nie. Kom ons sê vir die Here dankie vir hierdie vreugde wat hy in ons harte plaas, deur staande af te sluit in die sing van lied 492. Ons gaan saam sing vers 1 en vers 2. Kom ons sing dit staande saam. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.